Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Ons almal ken daardie gevoel wanneer jy by 'n verkeerslig stop en oogkontak maak met iemand wat vra vir geld. Ons wil jou graag bemagtig om 'n meer langdurige verskil in hierdie mense se lewens te maak. Vir slegs R50 kan jy 'n MyChange voucher koop met 4 kaartjies. Hierdie kaartjies kan ingehandig word by enige U-turn of messentrum vir een van die volgende: klere, 'n warm stort, 'n maaltyd of 'n veilige slaapplek. Daarna word daar ook 'n pad gestap om hierdie persoon uit huisloosheid te help. 90% van alle vouchers wat uitgegee word, kom terug na die sentrum, so koop vandag nog jou vouchers by die koffietoonbank en maak 'n verskil in iemand se lewe. Ons is super opgewonde om ons aanddienste volgende jaar, die 15de Februarie om 17:30 te begin. Ons gaan dan elke liewe Sondag aand gaan ons aanddienste hê. Toe ek gehoor het ons begin met aanddienste, was ek super opgewonde en ek het 'n bietjie gebid en vir die Here gevra vir woord vir die aanddienste. Die Here het vir my Romeine 16 gegee en toe ek dit eers lees, sê ek van okay, maar dis bietjie weird. Ek verstaan nie wat die Here vir my probeer sê uit die vers uit nie. En hoe meer ek lees, toe besef ek Paulus se bediening sou nooit suksesvol gewees het sonder die gemeenskap rondom hom nie. En mag dit ons aanddienste ook wees. Mag ons 'n gemeenskap wees wat so by mekaar is, dat ons mekaar laat veilig voel, wat jy weet jy is geliefd en wat jy weet jy kan in vrede leef. So as jy elke Sondag aand by ons aanddienste instap, by daai deure instap, dat jy weet ek is geliefd, ek is geroep en die mense hierso neem my in hulle gemeenskap. Ons aanddienste gaan spesifiek fokus op studente en jong werkendes, maar enige iemand is meer as welkom om ons te join. As jy graag ons aanddienste wil join, of jy weet van iemand wat ons aanddienste wil join, kontak my gerus en ons laai jou op ons database. Ons aanddienste gaan 'n event wees elke week wat jy nie wil of kan mis nie. So maak seker jy join ons. Sien jou volgende jaar. Ons het 'n bord van impak waar ons saam bid vir jou gebedsversoeke en vir mense wie nog nie die Here ken nie. Kom skryf 'n naam of gebedsversoek op kaartjie en draai dit om wanneer die persoon tot bekering kom of wanneer jy 'n antwoord op jou gebed gekry het. Met net een link kan jy registreer vir ons events, finansiële bydraes maak, na ons preke en podcast luister, deel word van 'n bediening en nog meer. Scan die QR-kode en save die link op jou appscreen om dit maklik te kry. Ons preeknotas is elke week beskikbaar op die YouVersion Bible app. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem.
Ek wil 'n bietjie getrou wees aan die Here, nie bietjie nie, altyd. En ek het net ervaar soos wat ons gehoorship het, daar's iemand wat vandag hierso sit en sê, maar dit is my laaste bietjie hoop. En ek wil vir jou sê, God sien jou raak, hy weet wie hy is en hy het 'n plan met jou. Hou vas aan hom, moet hom nie laat gaan nie. Hy het 'n plan en hy is nie klaar met jou storie nie. So hou net vas, hy het 'n belofte vir jou gemaak en hy's met jou, hy's vir jou en hy's ongelooflik lief vir jou. So dis super exciting. Ek moes dit net wees. Ek het gesien, ek het dit baie gesê. Dis die ergste gevoel om jou video's te sien speel en dan cringe jy vir alles wat jy sê. Maar ons begin vandag met ons Kersreeks en hierdie reeks is so klein bietjie anderste. Ons praat oor die storie van die wewer. Dit gaan aan tot volgende jaar die eerste Sondag in Januarie. So maak seker julle is hierso saam met ons om hierdie storie saam met ons te volg. Maar vandag spesifiek gaan ek praat oor die belofte. Die belofte wat God vir elkeen van ons gemaak het. Maar voordat ek verder gaan, kom ons bid net gou saam. Dankie Here vir die hand oor ons, Here Jesus. Dankie dat ons kan weet dat U saam met ons is en U is met ons in elke storie, Here Jesus. En alles wat ons aanpak, U is by ons en U is vir ons en U het 'n belofte gemaak vir elkeen van ons. Here, soos wat ons vandag hierso sit, mag ons daai belofte vandag raak sien. Mag ons weet dat U hand is in ons storie. Dat U nie klaar is met ons storie nie. Here, en ek wil bid vir hoop. As enige iemand hierso is wat hopeloos voel en wat voel hulle kan nie meer nie, bid ek nou dat U sal kom en dat hulle daai vryheid en daai vrede sal gee. En dat hulle sal weet alles gaan oukei wees op die regte tyd. Amen. Ek wil 'n bietjie gesels uit Jesaja 9 uit, maar net bietjie konteks van Jesaja 9. So ons lees in Jesaja 8 dat Israel aangeval gaan word deur Assirië. En Jesaja kom toe in Jesaja 9 en hy gee 'n woord vir Israel. En ons lees in Jesaja 9 vers 1 tot 4, die mense wat in die donkerte geleef het, sal 'n groot lig sien. Die lig sal skyn op almal in die land, waaroor die dood 'n skaduwee gegooi het. U sal Israel weer groot maak, en sy mense sal bly wees, soos mense bly is tydens die oestyd. Soos soldate bly is oor die byt. Want God sal die kettinge wat sy volk vasbind en die sweep waarmee hulle geslaan is, stukken breek. Hy sal maak, net soos op die dag toe hy Midian verslaan het. In daardie dag van vrede sal elke skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, in die vuur verbrand word. So Israel gaan nou aangeval word en dis die woord wat hulle kry. God kom hierso en hy maak 'n belofte vir Israel. Hy sê eerstens, ek is in beheer. Alhoewel julle nou aangeval word, weet net, ek, God, is in beheer. Julle sal die lig in die middel van dood en seer sien. So daar's 'n oorlog op pad, daar's mense op pad wat julle gaan aanval, maar weet net, daar sal 'n lig in die donkerte wees. Daar sal 'n lig in die middel van die seer wees. Daar sal 'n lig in die middel van al die dood wees. Die Here sal vir julle vrede bring. Ek dink dis die oomblik wat hierdie meeste angs beleef is, ons land word nou aangeval. Wat moet ek doen? Ek weet nie waartoe om te gaan nie, gaan my familie oukei wees, gaan my familie survive, maar hier kom God en hy sê, ek sal vir julle vrede bring. En die Here sal die kettinge afbreek. En soos dit ek voorberei het ek net ervaar, hierdie kettinge mag dalk fisies of geestelik wees. Fisies, miskien word hulle in hegtenis geneem en God sê vir hulle, ek sal kom en ek sal daardie kettinge afbreek. Maar geestelik, miskien het hulle getwyfel in God se beloftes. Ons was nou net deur 'n oorlog met Midian, nou gaan ons weer deur 'n oorlog, die Here weet dit, hoe moet ek vashou aan hom as hy heeltyd mense stuur om ons te kom aanval? Maar God kom en hy sê, ek sal daardie kettinge losbreek wat julle vasbind. En hy sê, alles wat julle kom seermaak, daardie swepe waartoe hy verwys, sal ek kom en ek sal dit verwoes. In ons land nou tydens, is dit miskien gewere. Maar die Here sê, wat ook al julle seer kom maak, sal ek kom en ek sal dit verwoes. Daai ketting sal ek verwoes en daardie swepe sal ek kom en ek sal dit kom verwoes. Ek dink dit moes 'n baie moeilike belofte gewees het om aan vas te hou. Ons land word nou aangeval en die Here gee vir my die woord. Hy bring vir my vrede, hy bring vir my lig, maar ons word nog steeds aangeval.
hoe werk dit? En dit is die moeilikste om God te bly vertrou in die middel van ons grootste seer en in die middel van ons grootste pyn. Baie keer het ons woord gekry van God af, of ons het 'n belofte gekry van God af wat nie tot vervulling kom nie. En dan begin ons te twyfel. Dan begin ons hoop verloor. God, waar is U? Was dit al die tyd my plan vir myself of was dit regtig U gewees? Kan ek U stem nog hoor? Is U ver van my? Wat het ek verkeerd gedoen wat gemaak het dat ek hierso is, wat ek nie die vervulling raak sien nie? En dit is waar die storie van die tapestorie inkom. Daar is hoop vir elke liewe een van ons. Daar is daai stukkie garing wat besig is om 'n baie mooi prentjie te vorm. 'n Baie mooi prentjie te weef. En hy sal nie ophou weef totdat die perfekte prentjie geweef is nie. Ons sien baie keer die een kant van 'n tapestorie. Dis baie mooi, beeldskoon. Hierdie wewer het baie tyd aan dit spandeer. Maar het julle al aan die agterkant van 'n tapestorie gekyk? Dit lyk de mekaar, die garings hang. Dan kom ek sny dit net af, kom ek help hierdie ou, hy weet nie wat hy besig is om te doen nie. En dan vra ons die vraag, weet die wewer wat hy besig is om te doen? Dis baie keer ons lewens ook. Weet God regtig wat hy besig is om te doen? Of is dit net ek wat net hierdie de mekaar goed sien? Ek wat in my pyn en seer moet sit, wat nie die belofte wat God gemaak het raak sien nie. God het 'n belofte gemaak vir Israel in Jesaja 9. Maar daar moet tog iets wees wat hierdie belofte tot in vervulling gaan bring. 'n Teken, iets of iemand wat dit in vervulling gaan bring. En ons lees dit verder in Jesaja 9 vers 5 tot 6. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouder Dawid gesit het, sal hy vir altyd regverdig en reg regeer. Die toewyding van die Here, die Almagtige, sal dit waarborg. Daar is ons hoop. Daai stukkie garing, 'n seun sal vir julle gebore word, is die belofte wat God vir Israel gemaak het. 'n Seun wat daai vrede sal bring, 'n seun wat daai lig sal bring, 'n seun wat die vryheid uit die pyn en seer sal bring, 'n seun wat die seer op homself sal vat. Is die belofte wat aan Israel gemaak is. En daai belofte is Jesus. En Jesus is die hoop en die belofte waaraan elkeen van ons ook vas kan hou. Daai belofte wat aan Israel gemaak is, ek sal vir julle seun stuur, is dieselfde belofte wat vir ons ook gemaak is. Maar julle sien, ons het hierdie amazing voorreg. Israel het geweet, daar word 'n seun gestuur. Maar ons leef met die weet, die seun is al reeds gestuur. Hy het al reeds vir ons al die pyn gevat. Hy het al reeds al ons sonde weggevat. Hy het al reeds al daai seer kom beklei vir dit. Hy het al reeds dood gegaan vir dit. Die hoop waaraan hulle vasgehou het, is die hoop waarin ek en jy nou in kan leef. Daai stukkie garing wat beloof is vir hulle, is die stukkie garing wat ek en jy aan kan vashou. Dit is alreeds gedoen vir elkeen van ons. Daai selfde belofte wat vir Israel gemaak is dieselfde belofte vir my en jou. Die stukkie garing wat besig is om ons prentjie te weef, is Jesus. Soos ek al reeds gesê het, hy is ons hoop en ons belofte. En hoe mooi is dit nie om net te dink, Jesus is besig, of God is die wewer, hy is besig om hierdie ding te weef, en Jesus is daai stukkie garing saam met ons, wat daai prentjie weef. Dis net weer eens 'n confirmation, ons is nooit alleen nie, maar God is altyd by ons. Hy is deel van ons storie, al kan ons nie die perfekte tapestorie sien nie, weet ons, hy is deel van ons storie. Beteken dit, ons gaan nooit deur moeilike tye gaan, nadat Jesus gekom het vir ons nie? Nee, ons gaan getoets word. Maar daar's 'n belofte wat gemaak is. Ek bring die vrede, ek bring die lig, ek bring die vryheid en die vreugde, wat niemand anders kan gee nie, net God alleen.
Hy is al een wat daardie hoop, daardie stukkie garing is, wat ons prentjie besig is om te weef. En woord wat die Here vir my gegee het, 'n belofte waaraan ek vasgehou het, is Jeremia 29 vers 11. Net eers vir julle lees. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop in die toekoms moet hê. Baie bekende skrifvers, meeste mense ken hom en die een van Jesus wat gekom het as eniggebore geseën. Ek het in my graad 11 jaar, in die begin van die jaar, het die Here hierdie vers baie vir my gegee. En ek het nie verstaan nie, ek is soos, okay, Here, is daar nie soos 'n ander skrif wat U vir my wil gee nie, maar hy het heeltyd hierdie skrif vir my gegee. Daar's mense wat heeltyd gepraat het oor hierdie skrif, en ek het nie verstaan hoekom nie. Toe kom my graad 11 jaar, kwartaal 3 vakansie, hof besluit, dan nee, jy gaan Pretoria toe, jy moet by jou familie daar gaan bly. Ek sit daar, die hof maak die besluit, Bagiestraat, ek is soos, wat? Soos, ek verstaan nie wat nou aangaan nie, staan op, loop uit, en soos ek uitloop, gee die Here hierdie skrif vir my. En hy sê vir my, dan nee, ek het 'n plan. Ek is soos, okay, wel, ek weet nie, ons gaan nou, ek weet nie wat die plan is nie, maar hier gaan ons. En omdat ek daardie woord gekry het, het ek soveel vrede gehad met my tyd daar in Pretoria. Was dit moeilik geweest? Beslis. Was daar tye wat ek getwyfel het? Beslis. Maar ek kon aan hierdie woord vashou en ek kon weet, daar is 'n plan. Ek moes Weskaap en Gauteng se eksamens en goeders is nie heeltemal dieselfde nie. Boonop dit, ek hou nie baie van gedigte nie. Ek kan nooit verstaan wat die digter probeer sê nie. Ek en hy werk nie lekker saam nie. So ek moes al daai gedigte moes ek oorgeleer het. Nie 'n onderwyser wat 3 kwartaale se werk saam met my doen nie. Ek moes al my letterkundeboeke moes ek self gaan oorlees. Selfs probeer uitfigure wat hierdie ou hier probeer sê. En met dit is in my agterkop, ek moet my graad 11 eksamen skryf. Dis die belangrikste eksamen wat vir my toelating gee tot universiteit. Nuwe vriende, nuwe skool, nuwe alles. Was 'n baie horrible experience, maar die stukkie garing wat my vasgehou het, is hierdie skrifvers. Die stukkie garing wat my bymekaar gehou het, is hierdie skrifvers. Ek het heeltyd myself remind dan nee, daar is 'n plan. Jy sien dit nie nou raak nie, en weet julle wat het ek gedoen? Ek het in die middel van die tyd wat ek was, het ek gesê, maar God, dat ek raak sien wat U plan vir die is. Ek gaan nie op 'n plek kom, ek gaan nie toelaat dat ek myself jammer kry in hierdie season nie. Die Here sê hy het 'n plan, so ek gaan wag en ek gaan soek vir daai plan. Dis hoe ek vryheid en vrede kon beleef het in daai season. Want ek het geweet, my God het 'n belofte gemaak. My God wat se beloftes nooit leeg terugkeer nie, wat vir my sê ek het 'n hoop vir jou, ek het 'n toekoms vir jou, hou vas aan my. Dis wat ek gedoen het. Of ek kan myself jammer kry en sê die lewe is so onregverdig, dis nie my keuse nie, kyk waar is ek. Of ek kan sê ek gaan uit hierdie situasie uit reign en ek gaan sê God wys my wat ek hier kan doen waar U my nou geplaas het. Dis hoekom as jy my nou vra wat is jou 5 jaar plan dan hy? Ek kan nie heeltemal vir jou sê nie, want ek het gesien hoe die Here my in 'n dag kan skuif na 'n ander plek toe, om 'n impak daar ook te maak. So hou vas, die Here het 'n plan. Wat baie keer gebeur is, die belofte of die woord wat God gee, kom nie dadelik in vervulling nie. Abraham het 25 jaar lank gewag. Moses het vir 40 jaar gewag, vir die belofte, vir die woord, om tot in vervulling te kom. Ons kan nie eers 'n dag wag nie, dan begin ons te twyfel. Here, maar het ek reg gehoor? Imagine om vir 25 jaar of vir 40 jaar te wag vir daai belofte om tot in vervulling te kom. Die Here se woord sal nooit leeg terugkeer nie. Sy beloftes sal tot in vervulling kom, want hy het 'n plan en hy het 'n goeie plan. Hy is die een wat besig is om jou prentjie te weef. Die wewer staan met die stukkie garing in sy hand en sy plan vir elke liewe een van ons sal tot in vervulling kom. Dis okay, jy het nie nodig om die tapisserie van vooraf te sien nie. Die een wat in beheer is, weet wat hy doen.
Hy het alreeds die storie geskryf, hy het alreeds hierdie prentjie van hoe die tapisserie moet lyk. Al wat ons moet doen, ons moet vashou aan daardie hoop. Dit sal tot in vervulling kom. Hou vas aan God. Laat hy jou prentjie weef. Die probleem baie keer is, ons wil in beheer wees. So wat doen ons? Ons sien hier is die wewer besig om te weef, dan kom vat ons die naald en garing en sê, nee, ek dink hierso is dit bietjie leeg, hier moet nog 'n blommetjie kom. Die oogie lyk nie heeltemal reg nie, kom ek help jou net. So jy wil beheer oorvat by God. En vir hom sê, maar ek dink dit moet so lyk. Ek wil vir julle nog 'n skrifvers lees in Spreuke 3, vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Nog 'n belofte wat ons kan vashou. Daar's soveel beloftes wat vasgevang is in die Bybel, wat vir daai tyd was, maar dis dieselfde vir my en jou vandag ook. Hy sê, ek sal vir julle die pad wys. Hou vas aan hom, moenie probeer die prentjie weef nie. Ons gaan 'n fout maak. Jy dink jou plan lyk baie pretty, maar nee. Die Here se sin lyk nog soveel beter. Maar wat is ons besig om in die waiting season te doen? My preparation tyd was 3 kwartale gewees, wat die Here my prepare het vir dit wat kom. Vir 3 maande. Se challenges. Is ons besig om die woord en die beloftes te vat wat God vir ons gee in ons preparation tyd, in ons waiting tyd? Of kies ons om teen God te draai? So mooi, God sê, hy is reg en hy is regverdig in Jesaja 9 vers 5 tot 6. Hy sal dit laat alles goed uitwerk, want hy is reg en hy is regverdig. God het dit beloof. Hou vas aan daai belofte. Moenie probeer jou eie planne of jou eie prentjies maak nie. God is in beheer van jou prentjie. Hy is in beheer van die tapisserie. Laat hom toe om te doen wat hy moet doen. Dis nie die einde van jou prentjie nie. En die oomblik as ons almal oorgee en sê, Here, ek laat toe dat U my prentjie kom weef, is die oomblik wat ons vryheid en vrede gaan beleef. As ons heeltyd gaan vashou om self die prentjie te weef, gaan ons heeltyd in 'n stryd wees met God en onsself. Soos dit ek gesê, dit is daai ding van, is dit my prentjie, is dit God se prentjie, is dit God se woord, is dit my eie woord? Is dit my gedagtes, of is dit regtig God wat met my praat? Maar die oomblik as jy oorgee en surrender en sê, Here, U is in beheer vir my prentjie, en ek weet dat U vir my goeie planne in store het. Ek weet dat U vrede bring, ek weet dat U lig bring, ek weet dat U reg en regverdig sal oordeel. Dis die oomblik wat elkeen van ons in vryheid en vrede kan leef. Want dis nie meer jy wat jou prentjie bepaal nie, dis die Here. Jy hoef nie te worry hoe die eindresultaat lyk nie. Waar het die Here jou nou geplaas? Wat is die beloftes wat hy nou vir jou gegee het? Waarop jy moet staan, waarop jy moet vashou. Hy sal dit tot in vervulling bring. Al wat ons hoef te doen, is om vas te hou aan God, sy woord en sy beloftes. Ek wil teruggaan na Israel toe. Hier kom hierdie groot land wat hulle kom aanval. Dis die belofte wat vir hulle gemaak is. Een van die moeilikste beloftes wat ek dink hulle moes aan vasgehou het. Hier kom iemand om my aan te val en 'n seun word vir my gestuur. Hoe werk dit? Maar hulle het geweet dat God in beheer is. Hulle kon vashou aan daardie vrede en die lig. Die land wat my kom aanval, hulle het nie die oorhand nie. My God het die laaste woord oor alles. Maak nie saak wat se seer, wat se pyn, wat se mense julle kom aanval nie, God is in beheer. Dis presies dieselfde belofte wat vir my en jou ook gemaak word. Ek gaan dit weer sê, daai vrede, daai lig wat in die duisternis kom, die pyn en die seer wat weggevat word, is dieselfde belofte wat vir my en jou ook gemaak is. Wat is die beloftes wat jy nog gaan vashou, wat nie tot in vervulling kom nie? Wat jy vra, Here, maar U het gesê ek moet hier wees, en ek sien dit gebeur nie.
Here, U het my hiernatoe gestuur, ek voel leeg, ek voel seer, wat moet ek doen? Here, ek vind myself dieselfde gebed bid, al vir die 50ste keer en dit gebeur nie. Wat is die plan vir my? Of miskien sit jy vandag hierso en jy sê, maar ek het hierdie belofte, ek weet dit is van God, maar ek wil dit nie vir hom gee nie, ek hou eerder vas aan dit. Want ek het 'n beter plan as die Here, ek wil in beheer wees, so ek gaan vashou aan dit. Ons het kaartjies uitgedeel toe julle ingestap het. Dis 'n baie klein kaartjie. As julle dit het, wil ek hê julle moet dit uithaal. As jy nog nie ingekry het nie, steek net jou hand op. My belofte, dit is lekker. Dis die idee. Kyk, het almal nou 'n kaartjie gekry en 'n pen gekry. Toon kan nie nog die ligte net so 'n bietjie afsit daar agter. Ligte. Sal julle almal gou julle oë toemaak? As jy hierso sit en jy voel daar's 'n belofte wat God vir jou gegee het, wat nog nie tot in vervulling gekom het nie. En jy vra die vraag, Here, maar hoe lank nog? Hoe lank moet ek nog wag? Hoe lank moet ek nog in die situasie wees? Wil ek hê jy moet dit neerskryf. Of as jy aan die ander kant is en jy sê, maar ek het hierdie belofte, hou ek vas in my hand en ek gaan dit maak gebeur. Ek vertrou nie God nie. Maar dis die belofte wat jy oor wil gee in God se hande. Wil ek hê jy moet dit ook neerskryf. Dis net 'n moment wat jy moet vat. Dis 'n moment tussen jou en die Here. Jy kan doen met die kaartjie na die tyd net wat jy wil. Maar dis net 'n reminder vir jou. God is in beheer. Hy is in staat om enigiets te doen. Sy naam dra krag. Sy naam is baie kragtig. Hy kan enigiets maak gebeur. So vat hierdie oomblik en skryf dit neer. Dan wil ek hê jy moet daai kaartjie in jou hand hou en dan gaan ons bid oor al die beloftes. Dankie Here vir die beloftes wat gemaak is oor elke liewe een van ons se lewens. Here, dankie dat ons kan weet dat U in beheer is. U is die een wat die vrede bring, U is die een wat lig bring in die duisternis. Dankie vir die woord en dankie dat ons kan weet dat die woord nooit leeg terugkeer nie. U bly getrou en U is by ons in elke liewe seisoen waardeur ons gaan. Dankie vir daai stukkie gading, dankie vir die hoop wat Jesus is, wat besig is om ons prentjie te weef. Here, dankie dat ons kan weet dat U die finale sê oor ons tapisterie het.
Dat U op die voorkant staan en U is besig om 'n perfekte prentjie te weef en U maak nie foute met dit nie. Here Jesus, ek wil bid vir almal wat hier so sit, as hulle hier so sit en ons 'n belofte waaraan hulle vasgehou het, wat hulle wil oorgee aan God. Dat hulle nou net 'n oomblik van surrendering ervaar. Dat hulle voel hoe vry hulle sal kom, soos asof daar gewig van hulle skouers af is, dat hulle in vryheid leef. Dankie dat hulle die belofte in U hande kan sit en kan sê, Here, ek vertrou U met hierdie belofte. En Here, ek wil bid vir die mense wat nou hier so sit en wat so lank wag. Ek wil bid dat U hulle net weer remind hoe goed en hoe getrou U is. Dat hulle aan sal vashou aan daardie belofte. Dat hulle sal aanhou vashou aan U woord en weet dat U net goeie goed in store het vir hulle. Gee vir hulle 'n nuwe woord om vir hulle hoop te gee in hierdie seisoen wat hulle preparation season is of wat hulle waiting season is. Dat hulle getrou sal bly en aan U hand bly vashou en sal weet dat U in beheer is. Here, nou wil ek sommer bid vir die seisoen waar ons nou ingaan. Dankie vir die joy en dankie dat U U seun vir ons gestuur het. Dankie vir daai belofte wat gemaak is vir Israel, maar dankie dat ons nou daai belofte kan ervaar in elke liewe een van ons se lewe. Dankie Jesus dat U besluit het om af te kom vir elke liewe een van ons. Dankie vir alles wat U aan die kruis gedoen het en mag ons dit onthou soos wat ons nou in hierdie Kersseisoen ingaan. Mag dit konstant by ons opkom. Jesus, Jesus, Jesus. En dat ons in vryheid en vrede kan leef. Amen. Wie sou ooit kon dink dat 'n God so groot vreugde kan beleef oor 'n mens soos ek. Dis genade, U genade. Wie sou ooit kon staan voor my God se troon? Meer as net gered, as U kind gekroon. Ek is heilig, want U is heilig. My Vader, my Here, aan U kom toe al die ere. My Koning en my vrede, U waarheid is my lewe. Aan U beeld gelyk, 'n lewe wat getuig van U heerlikheid. U leef in my en U leef deur my. Oh, my Vader en my Here, aan U kom toe al die en my vrede, U waarheid is my lewe. Meer as net bestaan is U hart vir my. Meer as net gered is U woord oor my. Lewendig in my is die gees van krag. Daar is meer, ja, U gee meer.